ag die recording aansit, ekskuus tog. En ek verwag 2026 die jaar van oorvloed. So ek dink u moet saam met my verwag uit die Here se hand en ons moenie tevrede wees met die krummeltjies nie. Die Bybel sê daar het 'n vrou na Jesus toe gekom en sy het gevra dat Jesus haar dogter moet gesond maak wat duiwelbesete was en eers het Jesus haar net geïgnoreer. Ek dink hy het haar ignoreer nie, hy het haar geloof getoets, maar sy het net aanhou vra. En toe sê die Here, maar ek kan nie die brood van die kinders vir die hondjies gee nie, want die Jode het die heidene honde genoem. En toe sê sy net hierdie woorde, sy sê ja, maar Here, die hondjies kan na my krummeltjies onder die baas se tafel eet. En vir haar was 'n krummeltjie, net 'n krummeltjie genoeg. Maar Jesus het gekom sodat ons volheid kan hê, sodat ons abundance kan hê. En dis waaroor ek vanmôre met julle gaan praat. Ek sien daar's Ella en Kiwit ook, baie welkom. So ons gaan vanmôre praat oor abundance. En een van die mooiste hoofstukke in Johannes is Johannes 10. So laasweek of die vorige keer het ons gepraat oor Johannes 9, oor blindheid, geestelike blindheid en dat die Here ons geestelike oë moet oopmaak. Maar vanmôre praat ons oor abundance en oor die herder. So ek gaan my Windows vir julle, my PowerPoint vir julle share. OK, so daar sê ek wil hom net start hierso. OK, slideshow. Kon net hierdie dingetjie bietjie afbring. Nou, slideshow. En dan from the beginning. So ek sien hierdie as 'n profesie wat in vervulling gegaan het. Onthou die Ou Testament was die openbaring gewees en die Nuwe Testament is die vervulling van alles wat in die Ou Testament voorspel is. So hierdie is 'n profesie wat in vervulling was en Dawid was 'n herder. So en hy het 'n Psalm geskryf en almal van julle weet wat 'n Psalm dit is, Psalm 23 waarin hy gepraat het en gesê het 'n Psalm van Dawid: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Daai die Here is die woord Yahweh wat beteken dis die hoogste naam van God. Yahweh, ek is wat ek is. Hy sê Yahweh is my herder, my persoonlike herder en niks sal my ontbreek nie. Ander woorde daarvoor is ek sal niks kort kom nie. Of ek sal I will not want is die Engels. Nothing short, niks sal my ontbreek nie. Daar is niks wat ek nie het nie. Met ander woorde wat hy uiteindelik die woord wat daarmee inkom, die positiewe woord is abundance, oorvloed. Die Here is my herder en daarom het ek oorvloed. Daarom kan ek oorvloed verwag. En ek glo dit is wat ons in 2026 moet verwag. My swaar het nou die dag vir my 'n stukkie gestuur waar hy 'n boek uit 'n boek iets aanhaal wat sê we must pray bold prayers. Hy sê God antwoord klein gebede, maar God word eintlik uitgedaag deur groot gebede, want baie van die klein gebede wat ons bid kan ons self beantwoord. Maar God soek daai dinge wat net hy kan doen. En hierdie jaar wil hy dit in oorvloed vir jou en vir my doen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Nou ek weet nie of u al gesien het nie, maar nou hier in die Gauteng is die grasperke baie groen, want dis baie reën, daar's baie water.
En groen weivelde spreek van oorvloed en waters waar rus is. En ek dink dit is iets wat ons werklik kort kom in die tyd waarin ons lewe, is daai ware rus wat net die Here vir ons kan gee. Hy sê, hy lei my daarheen. So hy dryf ons nie, hy lei ons daarheen. En hy laat ons neerlê in 'n plek waar daar rus is en waar daar oorvloed is. En dit is wat ek vir 2026 verwag en wat u ook moet verwag. Hy sê, hy verkoop my siel. Nou 'n mens se siel is jou emosionele lewe, jou gedagtes, jou emosies, jou imagination en jou gewete. Hy verkoop dit, hy maak dit vol. Hy verkoop beteken daar's nie plek vir meer nie. En die Here wil oorvloed aan ons in ons sielslewe gee. In jou emosies, in jou gedagtes, in jou verbeelding moet jy oorvloed sien. Groen weivelde, waters waar rus is. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Ons moet net in sy voetspore bly. Ons moet net die herder bly volg. Want dis om sy naam ontwil, nie om ons ontwil wat hy ons in geregtigheid lei nie. Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. Met ander woorde, al sou daar donker daar kom, hy sê, ek sal nie onheil vrees nie. En weet jy, in die COVID tyd het hierdie vers vir my soveel betekenis gekry, dat ons nie onheil moet vrees nie. Daar's ook 'n ander vers in die Ou Testament, hy sê, moenie vrees nie, wees ver van verskrikking. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, sê Psalm 91. Want u is met my, u is my stok en u staf vertroos my. U is met my, u stok en u staf vertroos my. En dan sê hy, u berei 'n tafel voor my aangesig. Nou ek wil vandag vir u sê, as God 'n tafel dek, doen hy dit in oorvloed. In die geesdimensie doen God altyd goed in oorvloed. God doen nie klein dinge nie. God wil groot en magtige dinge doen. Ek dink aan die visvang van Petrus toe die nette geskeur het. Hulle het heel nag niks gevang nie. En toe die Here die wonderwerk doen, toe's daar oorvloed. Dink vanmôre oorvloed. Verwag vanmôre oorvloed. Verwag vanmôre guns van die Here. Hy sê, u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Oorlopende bekers, oorlopende visserskipskepe, oorlopende brood en vis. Dis wat Jesus vir ons kom wys het. Hy is die God van abundance. Hierdie geestesdimensie, en dit bly nie net in die gees nie, hy wil hê ons moet uit die gees ontvang, want hy het gekom sodat ons hierdie abundance kan beleef elke dag. So hierdie Johannes 10 vers 10 is net abundance. Hy sê net goedheid en guns, niks anders nie. Moet niks anders verwag as goedheid en guns wat jou sal volg al die dae van jou lewe nie. Een keer het ons het op 'n stadium kursusse verkoop aan kinders en Susan en ek klim die dag daar uit en dit was so 'n bietjie negatief op 'n stadium en sy klim uit en sy sê goedheid en guns druk my. Kyk hoe druk hulle my. Kyk hoe volg hulle my. Goedheid en guns is God se goedheid, God se favour, God se guns al die dae van my lewe. En dis wat ons moet verwag. Nie die negatiewe, die niks, die leë bankrekening, die gesondheid wat nie wil regkom nie. U moet hierdie vers maak vir 2026. Net goedheid en guns. Sê dit elke dag. Bely dit. Net goedheid en guns sal my volg elke dag van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Bly in daai huis, bly in daai skaapkraal. Kyk wat sê Jesus in Johannes 10. Hier word hy geopenbaar as die ware herder, die Yahweh, God se herder, die herder. Hier is die openbaring daarvan. Hy sê voorwaar, voorwaar. En ek het al vir u voorheen gesê, as Jesus sê voorwaar, voorwaar, dan sê hy eintlik, julle moet aandag gee
kyk hierna. Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. En sommer hier in vers 1 onderskei hy tussen die dief en die ware herder. En hy sê die ware herder kom deur die deur. Hy sê maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. Nou, as jy dink aan die geesdimensie, God is gees. Maar God kan nie in die gees, hy het in vlees gekom. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hy deur die deur. Hy soos een van ons gebore. Hy het op daai wyse in die wêreld ingekom. En die Bybel sê in Johannes 2, die sendingbrief van Johannes, hy sê dat as iemand nie sê dat Jesus in die vlees gekom het na hierdie aarde toe nie, is hy die anti-kris. So Jesus het 'n wonderbaarlike geboorte gehad. Hy was God, maar hy het ook mens geword. Hy het die herder geword. Hy het onder ons kom woon, hy het by ons kom woon. Hy het sy goddelikheid na hierdie wêreld toe gekom en hy het deur die deur gekom. Hy het nie by 'n venster ingeklim nie. Maar hy sê die dief, hoe onderskei jy die dief? Die dief, die een wat roof, hy kom deur die venster. Hy kom nie by die deur in nie. En Jesus sê, dit onderskei my, ek is die ware herder van die dief. Hoe weet jy? Ja, hy kom deur die deur. Hy sê vir hom, maak die deurwagter oop, hy verwys na homself. Die deurwagter is die Vader en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En dit is iets wat ons hierdie jaar moet aangryp, dat die Here is ons herder en hy wil ons lei na groen weivelde, na waters waar rus is. Maar ekskuus tog. In Israel, as jy 'n skaapwagter sien wat skape aanjaag, is dit eintlik die slagter. Want daarso roep die herder en die skape ken. So in die ou tyd was daar mos nog nie heininge gewees nie en die herders het almal op een plek gebly, een waar daar baie groen gras was. Maar elke herder het 'n spesifieke roep gehad. En wanneer hy roep, daai roep, en dit is wat belangrik is, dat ons die stem, die roep van die Here moet hoor. Sy stem moet hoor en luister na sy stem. En dan sal ons by 'n plek kom waar daar oorvloed is, waters waar rus is en groen weivelde. Hy sê en wanneer hy sy skape uitbring, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. En dis 'n baie belangrike beginsel. As jy daai oorvloed wil beleef, moet ek en jy in daai stem volg. Ons moet hom daai stem ken. Ons moet dit onderskei van die stem van die dief en die rower. En hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hier verwys hy na die dief en die rooster. Ag, die rower. Hy sê moenie na sy stem luister nie. Vlug weg. As hy vir jou iets sê, onderskei dit. Onderskei dit, luister daarna en onderskei dit. En as dit vrees bring of ongeloof bring of twyfel bring, dis nie die Here, dis nie die ware herder se stem nie. Die ware herder se stem is 'n stem wat vervul. Dis 'n stem wat ons moet ken. En dis baie belangrik, die beginsel om die ware herder se stem te ken. So wat is die toets van 'n goeie herder? Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Hier vertel hy vir hulle. Hy haal Psalm 23 gaan uit, hy haal hom uit die Ou Testament en hy sê, hier is dit nou. Ek is die goeie herder. Ek is Jahweh, die een wat groen weivelde en waters van rus bring. En Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Hier noem hy homself ook die deur van die skape. Nou, hierdie klink 'n bietjie verwarrend, maar in die ou tyd was daar nie fisiese deure nie. Die herder het in die skaapkraal by die deur gaan sit en daar het hy geslaap, sodat die dief nie kon inkom, die wolf of die
die vyand of die leeu of wat ook al nie kon inkom nie. Hy is die deur. En hy sê terwyl as ek die deur van jou skaap van jou is, as ek jou deur is, sal daar geen onheil jou tref nie. Geen plaag naby jou tent kom. Want hy onthou die staf, die stok en die staf, né? Hy sê almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. So daar was baie ook soos in ons tyd baie mense wat gesê het hulle is die Messias, maar hier sê hy die skape het nie na hulle geluister nie. Hy sê ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So die deur na die Vader toe, die deur na die 4de dimensie toe is Jesus. En as ons ingaan, dan word ons gered. Dis wanneer jy wedergebore word. Wanneer jy glo in hom as die herder, dan word jy wedergebore, jy word gered. Hierdie woordjie gered is die Griekse woord sozo in Grieks. En sozo beteken nie sozo nie soos hierdie sozo hytjies nie, dit klink bietjie ellendig, maar sozo beteken heelheid, volheid, alles, volmaaktheid, volkomenheid, well-being, gesondheid, oorvloed. Hy sê hy sal oorvloed hê en hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. En hierdie is vir my 'n wonderlike vers. Hy sal ingaan en uitgaan. So onthou ons bly nog op hierdie aarde, ons bly nog in 'n menslike liggaam. So partykeer is ons nie in daai geestesdimensie nie. Maar die oomblik as ons begin in ons eie krag beweeg, dan werk dit goed nie meer nie. Maar hy sê wat ons moet doen is ons moet leer om in te gaan in die herder. Ons moet ingaan eers in die geesdimensie. Hoor wat die herder sê, luister, volg sy leiding en dan sal ons wyding vind. Dan sal ons in hierdie dimensie, hierdie 3 dimensie, sal ons nie foute maak nie. So, jy weet ek ervaar dit baie keer so dat deur die dag is daar tye wat ek voel, nou moet ek net so bietjie escape. Nou moet ek net so bietjie van hierdie besige lewe ek moet net 'n bietjie ontvlug. Ek moet by die deur ingaan. Ek moet die skaapkraal ingaan. En dan gaan ek in. Gaan sit ek in die teenwoordigheid van die Here. Beleef sy nabyheid, beleef dat hy met my praat. En as ek daar uitkom, dan is ek weer op daai groen weivelde en waters waar rus is. So ons moet daai geheim leer om in te gaan en uit te gaan. In te gaan, uit te gaan. 'n Paar keer 'n dag. Voor jy gaan slaap in die aand, gaan net so 'n bietjie in die Here se teenwoordigheid. Ons kan. Jy hoef nie eers 'n klomp liedjies te sing om God se teenwoordigheid te ervaar nie. Jy kan ingaan en uitgaan. Dis hoe ek dit ervaar. Ek gaan in wanneer ek wil in God se teenwoordigheid, want daar's mos nie meer 'n skeidsmuur nie. Die skeidsmuur is mos weg. So nou kan ek ingaan. Jesus is die deur. Die deur is my saligmaker. Ek word gered. Ek is gered deur hom. En nou kan ek ingaan en uitgaan, na willekeur. En dis wat die Here wil hê, is dat ons bietjie meer, partykeer net moet ingaan, net moet stil word. Gaan net, as jy daar by die werk is en die dinge word vir jou te veel, gaan sommer badkamer toe en word net 'n bietjie stil in God se teenwoordigheid. Praat met hom, hy is jou Vader. Hy's die herder, hy verstaan die lewe. Dis hoekom hy was 'n mens net soos ons. Praat met hom, gesels met hom en dan sal jy daar uitkom met nuwe krag. En dan kom hy en hy sê die dief het gekom, of hy sê die dief kom, nie het gekom, hy sê die dief kom, dis teenwoordige tyd om te steel, te slag en te verwoes. En hier waarsku ons die Here, hy sê daar is 'n dief. Daar is een wat gaan inbreek in jou lewe en sy doel is net die volgende: steel, slag, vernietig, verwoes. Hy sê, en dan sê Jesus, maar ek, die ware herder, ek is die ware herder, Yahweh, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. In die Engels is dit 'n baie mooi woord. Daai oorvloed is abundance.
abundance, more than enough. En ek gaan nou dit vir u wys. Okay, en dan sê hy vir ons, die goeie herder, die goeie herder, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou, hierdie vers sê vir my dat ons abundance het. Want toe Jesus uit die hemel uitkom, het hy nie arm gekom. Die Bybel sê hy was ryk. Hy het met die hemelse heerlikheid, hy het met alles wat God is, het hy aarde toe gekom. En hy het dit kom aflê. So die oomblik toe hy sterf, het hy dit neergelê sodat ons daai abundance kan verwag en ontvang. So as ons glo dat Jesus 'n goeie herder is, en die goeie herder het sy lewe afgelê vir ons, dan het ons mos niks minder as abundance nie. Dan kom ons mos niks kort nie. Soos Dawid gesê het, die Here is my herder, ek het geen gebrek nie. I have no lack, geen gebrek, no lack, niks, ek kom niks kort nie. Ek het abundance. Halleluja. Ek het abundance. Sê dit vanmôre. Ek het abundance, maar moet dit nie net sê nie, verwag dit. Verwag, bid bold prayers hierdie jaar. Bid groot verwagtende gebede. Bid asof u glo in die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape, sodat ons abundance kan hê. So hoe erken 'n mens die dief en die valse herder? Hier's dit. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy's 'n dief en 'n rower. Die vyand kom nie deur die deur nie. Hy kom op 'n slinkse manier in hy praat met ons, hy bring gedagtes, bring slegte drome, slegte gedagtes, negatiewe gedagtes. En daar's so baie dinge in hierdie wêreld wat ons kan onrustig maak en onseker maak en laat twyfel. Die wêreldstandaarde, die dinge wat gebeur om ons, dis die dief en die rower. Ons moet dit onderskei. Wees versigtig waarna u kyk. Wees versigtig wat u praat en waarna u luister. Wees versigtig. Onderskei dat die dief en die rower het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Slegte goed kom nie van God af nie. Hy's die goeie God. Hy is goed. God is goed. Halleluja, hy is goed. Slegte goed kom van die dief, rower en die een wat steel, gekom het om te steel, te slag en te verwoes. En dan sê hy, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Hy verwys nie na die profete nie, hy verwys hoe dat die duiwel deur die eeue gekom het, en sy doel is net om te slag. Hulle is diewe, hy's 'n dief, hy's 'n rower, en die skape moenie na hulle luister nie. Hier waarsku die Here vir ons. Moenie luister na die fluistering van Satan nie. Moenie fluister na negatiewe gedagtes nie. Bewaak jou hart teen slegte invloede, teen dit wat die televisie aan ons verkondig, teen dit wat ons oor die nuus hoor. Waak teen dit, want dit kan ons so maklik, woorde het krag. Woorde kom om van ons te steel, te slag, te verwoes. En dis onderskei hoe jy die dief uitgekom om te steel, te slag en te verwoes. Hy sê, maar die huurling wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf, hy's 'n wolf, hierdie Satan is 'n wolf, en laat die skape staan en vlug. So, iemand wat sê hy's 'n herder, en wat nie opstaan as die wolf kom nie, hy jaag die skape uitmekaar, hy wolf vang, en hy jaag die skape uitmekaar uit. Die ware herder, die werklike herder is Jesus Christus, en hy het gekom om die wolf, halleluja, te oorwin, en die wolf te jaag, nie die skape nie. Die skape, halleluja, het hy gekom om te voorsien van net die beste en van alles wat oorvloed is. Hoe ken ons die ware herder? Kyk hier wat sê hy. Hy sê, maar hy wat by die deur aangaan, is die herder van die skape.
deur op 'n natuurlike wyse is hy gebore as God onder ons, die woord in ons. Hy sê vir hom maak die deurwagter oop. Die Vader het vir hom die deur oopgemaak en die skape luister na sy stem en hy roep sy skape, sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En ek wil vanmôre vir u sê, hierdie is so persoonlik. Die ware herder ken elkeen van sy skape by Hy ken jou naam. Hy weet hoeveel hare daar op jou kop is. Hy ken jou in en jou uit. Hy ken alles en hy wil sy abundance vir jou gee. Hy sê en wanneer hy sy skape uitbring, loop hy vir hulle uit en sy skape volg hom en hulle omdat hulle sy stem ken. Dis baie belangrik om die Here se stem te ken, om sy woord te ken. Die woord is sy stem. Hy sê hulle sal die vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. En Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Hy sê ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, sowieso, hy sal oorvloed hê, hy sal ingaan en uitgaan en uitweiding vind. En dis my begeerte vir u hierdie jaar, halleluja, abundance. Kyk wat is in daai woordjie abundance. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, ek sal niks kort kom nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Hy sê ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê, abundance, oorvloed. Abundance beteken, dis die Griekse woord perissos, wat beteken super abundance, excessive. En dis wat ek vir u bid, super abundance, excessive, overflowing, surplus, over and above, more than enough, profuse, extraordinary, more than sufficient. Gaan vat hierdie in, gaan plak het teen jou muur vas. Abundant beteken perissos, superabundance, excessive, overflowing, surplus, over and above, more than enough, profuse, extraordinary, and more than sufficient. En bely dit elke dag, want ek is die goeie herder, sê Jesus, en die goeie herder het sy lewe afgelê, en hy sê, niemand neem dit van my af nie, die oorvloedige lewe. Hy sê, ek is die goeie herder, ek ken my eie, word deur my eie geken, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Hy sê, ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie, hy het gepraat van die heidene, ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees soos een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe af lê, om dit weer op te neem. Hier praat hy van die opstanding. Hy sê, niemand neem dit van my af, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer op te neem, en hierdie gebod het ek vir my Vader gegaan. U berei die tafel voor my aangesig, sê Dawid in Psalm 23. U maak teenoor my teestanders, u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Daar's die abundance. Ware sekuriteit, goedheid en guns. Hulle sê, maar Jesus sê toe nou vir die mense, maar julle glo nie, want julle is nie my skape nie, soos ek vir julle gesê het. So as jy dit nie glo nie, kan jy nie 'n skaap wees nie. Hy sê, my skaap luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee vir hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Halleluja. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Prys die Here. Halleluja. Wonderlik, wat se sekuriteit, wat se goedheid, wat se guns. Verwag dit hierdie jaar. Maak dit jou eie. Moenie net na ander mense kyk en kyk hoe goed dit met hulle gaan nie. God wil hê dat dit met u en my hierdie jaar abundance sal wees. Perissos. More than enough. Super abundance. Superfluence. No lack. Geen gebrek nie. Niks nie.
in Jesus naam. Hy sê, want ek en die Vader is een. En dit is so wonderlik, daai sekuriteit wat ons het vanmôre. So ek gaan my uh, PowerPoint stop, maar wat 'n wonderlike woord. Johannes 10, gaan vat dit, gaan lees dit. Maak dit jou eie en dan bely jy elke oggend hierdie, ek het meer as genoeg. Dankie Here. Dankie Here. En as daar gebrek is, dank die Here daarvoor ook, want dis geloof. Want dit sal nie gebrek bly nie, want hy sê groen weivelde en waters waar rus is. Halleluja. Ek verwag dit vir myself, ek verwag dit vir u, ek verwag dit vir elkeen na hierdie woord sal luister in hierdie dag. Loof die Here, o my siel, alles wat in my is, sy heilige naam. Dankie Here, u is my herder. Niks sal my ontbreek in 2026 nie. Dis wat ek vir u bid in Jesus naam. Amen. Volgende Sondag gaan ek u nie sien nie, maar die Sondag daarop. Daarna sal daar nie meer onderbrekings wees nie, want dan is ons terug na normaal toe en dan gaan ons elke Sondag weer mekaar hier ontmoet. Stuur hierdie video vir iemand as jy voel dat dit vir u tot seën was en mag die Here dit werklik maak in u lewe. Die woord werklik word soos wat God dit bedoel het. Amen.